Geliefdes, ons lees saam vanoggend uit Psalm 118, vers 19 tot 29. Jy is welkom oop te maak of oorhoof saam te volg. Die groter opskrif van die groter gedeelte, of die opskrif van die groter gedeelte eerder, is die Here doen kragtige dade. Kom ons lees saam vanaf vers 19. Maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe, regverdig is, mag daardeur ingaan. Ek wil U loof, omdat U my gebed verhoor en my gered het. Die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is 'n wonder in ons oë. Dit is die dag wat die Here gemaak het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Red tog, Here, gee tog voorspoed, Here. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Ons seën julle uit die huis van die Here. Die Here is God, hy skenk ons die lewe. Begin die fees, wyf die takke, gaan tot by die horings van die altaar. U is my God, U wil ek loof. My God, U grootheid wil ek besing. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons lees tot sover. Ons jongmaats, julle is welkom om nader te staan. Okay, een waarskuwing vir die kinders, as jy nie voorsit nie, gaan jy lekker kry nie. So as jou laaste kans jy nog wil vorentoe kom, anders dan gaan jy uitmis vandag, en jy kry vandag 'n spesiale lekker. So, meer as dit kan ek julle nie meer lok nie. Voordat ons begin, maats, gaan dit goed met julle? Is julle reg vir die skool? Jette, dit werk. Het jy nog maats saamgebring? Is jy alleen? Ok, gaan goed met julle? Is julle reg vir die nuwe kwartaal? Is die ouers reg vir die nuwe kwartaal? Ok, die lag sê vir my alles. Is die onderwysers reg vir die nuwe kwartaal? Ok, tjoep stil. So ons het ons antwoord. Goed, kom ons dra mekaar ook hierdie kwartaal in gebed asseblief gemeente, dat alles goed sal verloop. Dis regtig 'n vreemde kwartaal. Toe gisterand die agenda saamstel vir die jeugbedieningsvergadering hierna, toe besef ek ons datums lyk chaos, met kategese en goeie, so ons vertrou die kwartaal gaan vir julle geseënd wees. Wie kan vir my sê, wat se dag vier ons vandag? Dit kan tot jou voordeel wees. Wie het gesien, wat is buite toe julle ingestap het? Ja? Palmtakke, ja. So, dit is 'n leidraad, wat se dag is dit wat ons vier vandag? Naby Palmsondag. Goed, Palmsondag. Wat doen ons op Palmsondag? Waaraan dink ons? Weet julle? Goed, kom ons kyk 'n bietjie na julle prentjies, dan gaan ons daarby uitkom. Sit nou aan. Ek gaan by die palms uitkom, julle gaan nou sien. Eerstens, maats, word daar vir ons gesê in die gedeelte saam gelees vanoggend, loof die Here, hy is goed. Ook as die Here wil loof, God is altyd goed, hy is lief vir jou, hy sorg vir jou, hy gee vir jou 'n nuwe kans op elke dag. Dis hoekom ons hom wil prys en dankie sê. Nee. So op die einde van die dag kan ons eintlik sê, ons wil die Here loof vir ons hele lewe, vir dit wat hy vir ons gee, dit wat hy vir ons doen. Nee. Volgende, maak die poorte oop. Jy het gehoor ons gelees, en die gedeelte wat ons saam gelees het, maak die poorte oop.
Kyk, as ons jou poort oopmaak, jy kan nie ingaan nie, stem julle saam. 'n Makliker woord is dalk 'n deur. As 'n deur toe is en jy wil loop, gaan jy jouself vasloop in die deur. So die deur moet eers oopgemaak word, né? God nooi ons in soos iemand wat vir jou die hek oopmaak of dan die deur oopmaak en hy sê vir jou, kom in, jy is welkom. Kyk. So ons word ingenooi om te kom deel. Goed. Dan het ons gehoor van die klip, en jy het al gehoor van die belangrike klip, né? Die hoeksteen. Jesus wat die hoeksteen is, die belangrike klip wat deur die bouers afgekeer was. Jesus is soos 'n klip wat ander nie wou hê nie. Nee, as jy iemand nie wil hê, dan wil jy hom wegstoot, een kant sit. Maar God het hom die belangrikste gemaak. Al voel jy soms afgeskryf of nie goed genoeg nie, God kies jou. Nee. So elkeen van ons het 'n belangrike rol om te speel. Ons word gekies deur die Here. Dink julle Jesus het belangrik gevoel toe hy ons lyding kom draai het hier op die aarde? Maar hy het die belangrikste geword, die hoeksteen. Nee. Nou kyk daar is julle leidraad nou. Wat het gebeur op Palm Sondag? Wat vier ons? Wie sien julle daar op die donkie? Jesus wat in Jerusalem ingery kom op 'n donkie, né? Hoe die mense hom verwelkom, hulle het palmtakke geswaai, palmtakke op die grond neergegooi, klere op die grond neergegooi, om te sê, ons verwelkom jou as die koning, né? Kyk, so prys hom wat in die naam van die Here kom. Hulle het sy naam groot gemaak. Dis hoe mense Jesus gegroet het. Hy bring vir ons vrede, hoop, liefde van God af. Dan vier ons fees juigend en vol blydskap, want Jesus het gekom. Dit maak ons bly. Ons is vol blydskap daaroor. God se liefde maak ons bly. Dis iets om oor fees te vier, nie net op partytjies nie, maar elke dag. Nee, elke dag kan ons opnuut bly wees in die Here. Wat sou jy in jou blydskapboks sit om vir God dankie te sê? Daaroor kan ons bietjie gaan nadink, né? As ons weer bid vir die Here, waarvoor kan ons dankie sê? Waaroor kan ons bly wees? Wat hy vir ons gegee het. En dan, God is altyd goed, sy liefde hou aan en aan. God se liefde vir ons hou nooit op nie. Dis elke dag vir ons daar, nuut en vars, om in te deel. En omdat ons weet hoe lief hy ons het, loof ons hom met alles wat ons is. Goed. So wat vier ons vandag? Kom ons recap. Ons doen hersiening. Nuwe kwartaal het begin. Ek help die onderwysers. Môre dan kan net sê hersiening, dan weet julle waar gaan dit. Goed. Wat vier ons vandag? Palm Sondag. Wat het ons 'n gedagte? Jesus wat in Jerusalem inry met die donkie, né? Wat verwelkom word met die palmtakke, omdat hulle hom erken as koning. Maar weet julle wat is hartseer? En julle gaan nou saam met ma en pa in die groot leidingsweek deel hierdie week. Vandag vier ons Jesus se intog, ons is bly, ons verwelkom as koning. Weet julle wat gebeur op Goeie Vrydag? Jesus word ook toegejuig, maar met iets anderste, met die woorde kruisig hom. Dan wil hulle hom doodmaak. Okay, so kom ons neem 'n bietjie kennis wat hierdie week gaan gebeur. Okay, ek moet nie wegbly volgende week nie. Volgende naweek moet ons in alles deel. Is dit reg? Geld onthou. En julle kry vanoggend 'n pers huisdoek. Julle sal sien dis 'n pers tafeldoek ook vanoggend. Pers wat dink ons aan koninklik, né? En ons vier mos na die intog van die koning vanoggend. Goed, so die klere hier voor is nie net sommer nie. En julle pers huisdoekies is sommer nie. Julle moet dit onthou. Okay, julle kan vir julle kom kry.
Goed, gemeente, julle het nou gehoor uit kindertyd uit, vandag vier ons Palmsondag, wat veronderstel is om 'n gelukkige dag, 'n vreugdevolle dag te wees. Dit lei vir ons groot lydingsweek in, so mag ons ook die vreugde met mekaar vandag deel. Die prentjie in kindertyd het ons gehelp, Jesus op die donkie, op pad Jerusalem in, en die mense wat hom ontmoet met palmtakke, en hom herken as koning. En dan roep hulle die woorde uit, prys hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom wat in die naam van die Here kom. As ons kyk na Psalm 118, dan is dit 'n lied van lof, van oorwinning en van dankbaarheid. So dis 'n vreugdeslied wat ons hier gekry het vanoggend, wat ons saam gelees het. Wanneer ons gaan kyk 'n bietjie na die agtergrond agter die Psalm, dan is dit 'n Psalm wat gebruik so geword het om te sing tydens 'n pelgrimstog. En dit is dan juis waar Jesus op Palmsondag is, op pad om 'n pelgrimstog te begin en ook verder deur te gaan. Van groot vreugde tot groot hartseer, maar tot seën van elkeen van ons. So waar ons vanoggend bly is, Vrydag voel ons nie so bly soos ons vandag is nie. Want dan weet ons, dan lyk dit anderste. En ons gaan vanoggend by so 'n paar punte stil staan uit die gedeelte uit. Al die prentjies die kinders gekry het, ons volwassenes het ook vanoggend prentjies. En ons gaan 'n bietjie daarby stil staan en kyk wat dit vir ons beteken. Interessant dat Psalm 118 begin by vers 1 en vers 29 met presies dieselfde woorde. En dit is: loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die Here want hy is goed. Geliefdes, loof ons nog die Here. Roep ons dit uit in ons lewe dat hy vir ons goed is. Getuig ons dat daar nie 'n einde aan sy liefde is nie. Hierdie is 'n mooi aanhaling, hierdie is net 'n mooi aanhaling nie. Dis 'n waarheid, 'n oortuiging wat die digter van hierdie lied kom deurgee. Hy het God se redding raak gesien. Hy weet God se liefde hou nie op as dinge moeilik raak nie, maar dit gaan aan. Dis voortdurend. Hierdie liefde is 'n liefde wat mens deur alles dra. Wanneer ons bly is, dra hierdie liefde ons, maar ook wanneer dit nie so goed gaan met ons, en ons beleef eintlik 'n laagtepunt in ons lewe, dan dra hierdie liefde ons ook. Hierdie liefde dra ons ook deur die dood van Jesus by die kruis. Dan is hierdie liefde nog steeds teenwoordig en 'n werklikheid in ons lewe. Palmsondag is ook vir ons 'n herinnering dat God se goedheid nie net in seëninge lê nie, maar ook in sy plan van redding, die groot raadsplan, soos ons baie keer daarvan praat. Selfs wanneer hierdie raadsplan lei tot die kruis. En dan leef ons saam in 'n wêreld vol onsekerheid en verandering, is God se goedheid en liefde ons vaste anker. Wanneer ons hom loof, herinner ons onsself daaraan dat hy altyd teenwoordig is, goed, getrou en liefdevol, selfs in moeilike tye. En mag ons daarin vashou, want dit is waar. Tweede punt, daai groot opdrag, maak die poorte oop. Maak die poorte oop. En wanneer ons dink aan ons eie omstandighede en ons eie verhouding met die Here, dan dink ons aan ons hart as die poort wat oopgemaak moet word. Ons op die einde van die dag ons harte oopmaak, so die Here kan ingaan, soos wat hy in Jerusalem ingegaan het. Ons moet hom ontvang as koning in ons lewe. Die Psalm roep dit uit in vers 19, maak die tempelpoort vir my oop, ek wil ingaan en die Here loof. Dit is die poort na die Here toe. Regverdiges mag daardeur ingaan. Geliefdes, ons is elkeen vanoggend deur die poort, deur die deur, om hier te kom sit en saam die Here te kom aanbid. Mag ons dit ook met oorgawe kom doen, omdat ons hom wil groot maak. Want hy stel dit vir ons moontlik om dit te kan doen. Dis soos die mense in Jerusalem
wat die poorte van hulle stad oopgemaak het vir die koning van vrede. 'n Openheid om hom te ontvang. Jesus kom nie op 'n oorlogsperd in nie, maar op 'n donkie. Hy bring nie die swaard nie, maar redding. Hy kom nie met mag en geweld nie, maar nederig en dienend. Het hulle dalk iets anders te verwag? Heel moontlik. Daai die Messias belofte kom uit die nageslag van Dawid. Dawid wat 'n groot en sterk koning was toe hy geheers het. So hulle dalk iemand anders te verwag. Maar Jesus bewys die teendeel. Nederig op 'n donkie om hy en vir jou redding te kom bewerkstellig. Dienend. Nie om gedien te word nie. Jesus is die regverdige een wat deur die poort van God gaan. Hy is die een wat toegang gee tot die teenwoordigheid van God. Nie aan 'n sekere groep nie, maar aan elkeen van ons. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. En dan gaan dit verder aan daar om te sê, niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Geliefdes, daar is nie ompaaie nie, daar is nie kort paaie nie, daar is een manier hoe ons by God uitkom en dit is deur Jesus Christus. En hy maak dit vir ons moontlik. Dis hy wat ons in staat stel om ons hart se poort oop te maak, sodat ons 'n verhouding met God as Vader kan hê. En ons kan met daarvoor loof en prys. Ons word daagliks uitgenooi om God se teenwoordigheid binne te gaan, deur gebed, lofliedere, stilte en gehoorsaamheid. Om die poorte oop te maak beteken, ons kies om met 'n oop hart tot God te nader, al is ons moeg of stikkend. Geliefdes, en is baie keer daai moeg en stikkend tye, wat ons nie dit reg kry, om noodwendig by die Here uit te kom, wanneer ons die nodigste het. So kom ons maak ons harte se poort oop, sodat God kan ingaan. Die derde is die klip wat deur die bouers afgekeur is. Hierdie bekende vers wys op iets verrassends. Vers 22 lees, die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy is die belangrikste klip in die gebou. Wanneer 'n mens daaraan dink, as 'n klip afgekeur is, hy afgekeur. Daar is nie 'n tweede kansie. Daar sê gaan haal hom maar weer nie. Maar hier hoor ons nie dat dit afgekeur is, weggestoot is, afgehandel is nie. Ons hoor, dis juist daardie klip wat die belangrikste geword het. Die wêreld het Jesus verwerp. Ek het dit in kindertyd gesê, vandag vier ons fees, ons nooi Jesus in. Ons is by die intog. Maar hoe lyk dit donderdag en Vrydag? Jesus word gevange geneem. Hy word tot die dood veroordeel. Met die woorde kruisig hom, kruisig hom. Die wêreld verwerp hom. Maar God het hom as die fondament van die nuwe tempel uitgekies. Die nuwe verbond waarin ek en jy deel. Ons verhouding is deur Jesus moontlik gemaak met God. Die klip wat afgekeur is, word die belangrikste. Ons kry hierdie vers ook natuurlik 'n paar keer in die Nuwe Testament, waar dit verwys na Jesus. En hoe ons kan uitsien na hoe ons verhouding en die kerk ook bou op hom. Op Palmsondag sien ons hoe ons hom eers vereer, maar Goeie Vrydag sou kom, waar wat eers vereer word, dan verwerp word. Deur sy verwerping bring hy vir ons redding. Geliefdes, en as ons dit in 'n oomblik net in ons gedagtes kan vasvang, dan besef ons dat dit het van Jesus ongelooflik baie gevra om gehoorsaam te wees en volhardend die doel waarvoor hy gekom het tot uitkoms te bring. Sou dit lekker gewees het vir hom om verwerp te word? Definitief nie. Maar hy het geweet, hy het gekom vir 'n groter doel. Hy het gekom om vir my en vir jou redding te bewerkstellig. In 'n kultuur wat mense uitgesluit of afgeskryf word, herinner God ons dat hy dikwels
juis die gebrokenis gebruik. Ons eie pyn en mislukking kan deur God gebruik word om iets kragtigs te bou. Want Jesus self is die afgekeerde hoeksteen wat alles dra. Beleef jy dalk asof jy die een is wat afgekeer word, wat verwerp word? Dalk het jy, soos Jesus, ook 'n belangrike rol om te vertolk. So kyk daarby verby en sien die doel wat God vir jou het raak. Ons volgende punt, prys hom wat in die naam van die Here kom. Dit was die prentjie wat ons by kindertyd gehad het, waar Jesus op die donkie inry met die palmtakke. Prys hom wat in die naam van die Here kom. Die skare het hierdie frase uitgeskree. Ons kan ook sê, dit was luidkeels gewees. Ek dink dit moes iets besonders gewees het, om dit te moes gehoor het by 'n massa mense, wat dit die Here toejuig. Maar terwyl hulle dit doen, dan wonder mense, het hulle regtig besef wie hy is? Ek het net ook gesê, hulle dalk iemand anders te verwag. Maar tog begroet hulle hom met die woorde, prys hom wat in die naam van die Here kom. Hierdie seënroep word bedoel vir pelgrims, wat iewers heen op reis is, op pad is. Maar nou word dit op Jesus van toepassing gemaak. Jesus wat ook begin, die laaste week van sy bediening, hy is op pad om in te beweeg. Hy is 'n pelgrim op sy lydingsweg, wat hy in my en jou plek sou dra. Hy is beide 'n pelgrim, maar ook dan terselfdertyd 'n koning. Hy is 'n priester, maar hy word ook die offer wat betaal het vir my en vir jou sondeskuld. So hierdie frase, prys hom wat in die naam van die Here kom, is nie net goed om lof te gee nie, dit het ook dieper betekenis, om te sê, daar's ook seer in hierdie frase. Want hy kom om vir ons reding te bewerkstellig. Ons as gemeente, as geloofsgemeenskap, kan vanoggend presies hierdie selfde woorde uiter. Maar dan wil ons dit nie doen uit gewoonte of uit tradisie uit nie. Ons wil God kom erken in Jesus wie hy werklik is. En dan wil ons dit doen deur ons geloof te bevestig, om te sê, Jesus Christus, Seun van God, Messias, U is geseënd. Jesus Christus, Seun van God, Messias, U is geseënd. Want ons weet, ons lewe na opstanding Sondag. Ons weet wat het verloop. So terwyl ons vanoggend vol lof is, opgewonde is, ons sien uit na groot lydingsweek wat voor lê, om alles weer in 'n ring te roep en daar na te dink. Kom erken ons Jesus as die Seun van God. Ons erken hom as die Messias, wat vir ons kom verlossing bewerkstellig het. Maar ons sê ook, U is geseënd. En daai geseënd is dat ons op die einde van die dag, ons wat sy koninkryk is, sal uitbrei, gehoorsaam sal wees, sal lewe soos hy vir ons vra, omdat hy dit vir ons moontlik gemaak het. Nee, laat ek eers een teruggaan, ek sta haastig. Ons word geroep om Jesus se teenwoordigheid te erken in ons daaglikse lewe, in elke ontmoeting, in elke kans om goed te doen. Wanneer ons hom verwelkom in ons huwelik, of huwelike, ons werk, ons families, en ons kan nog klomp goeders daarin sit, dan verander hy alles. So wanneer ons hierdie frase uiter, Jesus Christus, Seun van God, Messias, U is geseënd, dan doen ons dit op alle vlakke van ons lewe. Van die kleinste tot die grootste, daar waar ons met mekaar omgang het. En dan kan ons uitsien daarna dat daar verandering ook gaan kom. Ons word opgeroep om fees te vier, juigend en vol blydskap in die teenwoordigheid van God. Geliefdes, ons kan vanoggend uit hierdie eredienste gegaan het, elkeen met 'n palmtak, juigend en daai takke wyf om te sê, ons nooi Jesus in. Ons is vol blydskap, want hy het gekom vir my en vir jou. Vers 27 is 'n aangrypende vers. Die Here is God, hy skenk ons die lewe, begin die fees, wyf die takke,
gaan tot by die horings van die altaar. Geliefdes, ons word ingenooi in die allerheiligste van die tempel, om te kom feesvier, om God se naam te kom grootmaak, om te loof en te prys. Op Palmsondag sê ons uiteindelik prys hom. Prys hom, maak sy naam groot, besing sy lof. Maar dit lei op die einde van die dag na Goeie Vrydag toe. Jesus is nie net die koning wat gekom het nie, hy is ook die offer wat deur God as Vader vir ons gegee word. God gee hom vir ons. Besef ons die prys wat dit betaal, of wat dit gekos het. Die prys wat Jesus vir ons kom gee het. En God kom gee hom vir ons, sodat ons kan toegang hê tot die poorte van die Here. Sodat ons weer kan ingaan na die Here toe. Mag toegang hê tot hom. Palmsondag kom herinner ons aan Jesus se intog as koning. Maar ook aan die lyding wat hy in ons plek moes deurgaan en die lydingspad wat hy in ons plek moes loop. Reg deur hierdie Psalm hoor ons hoe dit uitgeroep word. Loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Sluit ons vandag aan by 'n wêreld vol gelowiges wat vandag Palmsondag vier, om dit saam te kan sê, loof die Here want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. God nooi ons om met vreugde vir hom te lewe. Nie net op Sondag nie, maar elke dag. Selfs ons klein oorwinnings en stil oomblikke word 'n fees, wanneer ons dit saam met hom beleef. Dankbaarheid word 'n leefwyse. Geliefdes, mag ons vandag, net soos die psalmskrywer, net soos die skare in Jerusalem, net soos die kerk deur die eeue heen, saam met mekaar vol lof wees, vol prys wees vir die Here, met die woorde: U is my God, U wil ek loof, my God, U grootheid wil ek besing. Loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe wonderlik is dit vanoggend om net 'n gedagte te hou, Here, terug te dink aan soveel jaar terug wat U Jerusalem ingegaan het op 'n donkie. Nederig, Here, om ons te kom dien, om ons te kom verlos en aan ons redding te gee vir ons sonde. Here, en ons kan nie anders as terwyl ons U naam groot maak daarvoor vandag, om te dink wat lê voor in die week wat kom nie. Here, maar mag ons vandag saam mekaar aansluit en sê, loof die Here want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Here, mag dit ons lewe wees, mag dit ons getuienis wees elke dag, om te erken aan U liefde is daar geen einde nie. Mag ons in hierdie week opnuut besef, wat is die prys wat dit van U gevra het, dat ons ook in 'n verhouding met U mag leef. Here, wees by ons elkeen vandag, terwyl ons vol vreugde is, Here, gevul is met lof en met prys vir U. Maar wees die res van die week met ons, soos nadink aan die pad wat U gestap het. Here, ook volgende naweek, waar ons Goeie Vrydag, Paasondag, Stil Saterdag vier, Here, mag ons 'n gedagte hou, wat het U in ons plek deurgegaan. Mag dit vir ons geseënd wees, Here. Mag ons oog op U gerig wees, en mag ons denke gestimuleer word, Here, in die herinnering van wat aan U gebeur is. Dankie vir U liefde en U genade, Here, dat ons daarin mag deel met mekaar vanoggend. Here, en daarom kom ons ook vanoggend ons vra vir U, daar waar ons ongehoorsaam is, daar waar ons teen U wil optree en leef, Here, ons pleit vir U genade. Vergewe ons, help ons om op die regte pad te leef, Here, soos U van ons vra. En mag dit ook wees tot die eer en die verheerliking van U naam. Beskerm waar ons in die week wat voor lê, Here, gee dat ons oog op U gerig sal wees. Ons bid en vra dit in afhanklikheid en in nederigheid, Here, in U naam alleen. Amen.